uit by my eerste rugby storie vir vanaand. Hy kom uit die 80e jare. Nou ek was eendag daar op Nieuweland gewees en die ou is toe nou baie in die begin van sy rugby speel daar. Hy het nou begin nou toe opgehang, maar hy het toe al vir WP so een keer gespeel en weet ek praat ook van WP, so nie weet van wat se daar het is. En hy het toe nou al vir die WP gespeel en hy het toe nou vir die spesifieke wedstryd val hy toe na WPA toe, so jy weet mos, hulle noem het praat ons van WP en dan die B-span word dan genoem WPA. Hy speel daardie dag toe nou vir WPA en almal was nogal so half verras gewees oor dat hy uit die WP-span hy net 1 of 2 wedstryde gespeel het uitgelos en daardie dag speel ek in die Vrystaat. Ek sit daar op die spoorpaviljoen so reg in die middel van die veld en met ander woorde hierso voor my, ek kan hierso amper in die spelers raak, so naby is dit. En daar's 'n vleueltjie, hoor nou wat is sy naam, ek sal dit nooit vergeet nie. Sy naam was Karel Du Plessis. Hy het ook vleuel gespeel vir die Vrystaatse A-span. Nou, Vrystaat en Vrystaat A, daar's 'n verskil. En dit was my so verbaasend, want die regterkant speel toe vir WPA natuurlik daar, dieselfde dag. Maar die vleueltjie kry die bal daar so op die halflyn. En hy sny hier in die kant en af, hier reg voor, hier waar ek nou sit. En hier kom Gert Smal. Onthou jy vir Gert Smal? Nou weet jy van wie ek jou vertel. Hy kom hier van oor die veld gehardloop, hy sit die ouetjie agterna, ek sien die ouetjies van, maar nou kyk ek so, Gert Smal kom aangehardloop, en die ouetjie hardloop nou doelheid toe, daar's niemand vir hom nie. En wie so waar is, wag, kom Gert Smal, en hy duik daar ouetjie by die kant en uit daar, hy dan baie so, alles so mooi voor ons, hy het so zwaar opgestaan, hy het vir die rest van die wedstryd uiteindelik toe nog maar niks beteken nie. Ek het toe geweet, wacht, hier is iets spesiaal in hierdie speler. En toe gebeur het nou, dit is nou in my tyd wat ek op Maatieland was, ek het ook daar rugby gespeel, maar ek het vreeslik met my hamstrings, het ek, my duispier het ek baie gesukkel, ek het hom aan mekaar geskeer. Ek speel 'n wedstryd of 2, dan skeer ek hom, as ek weer 6 weke uit. Maar in die proses beland ek toe by Stellenbosch Universiteit se fisio-afdeling. En dit was gratis vir studente daardie tyd. So ek het toe nou met 'n spierbesering sukkel kon nog gratis fisio-behandeling daar kry. En die ou wat die fisio-behandeling gedoen het was Max. Dit was sy naam gewees. Ek het nie sy van nie, maar dit was so in die middel van Stellenbosch daar, net buite, langs van Victoria Straat se kant af, niet ver daarvan, was die fisio so tussen geboue weggesteek, die gebouwkie. En so het ek nog gereeld na Max toe gegaan, en weet en dan, doen nie maar die fisio wat verskrikkelijk seer was, kyk, hulle moes die spier willen so druk, en dan, het vroeg jou laat ek in die dakkie klim, so dat was nie vir my een lekker ervaring nie, of so dit te gaan nie, maar die dag, toe is Max ons so met my duispier besig, en nou lekker, jy weet, hy is op die stadium is die ergste nog voorbij, so, nou is hy 'n bietjie sagter, en hier kom, het raak so donker in die vertrek, ek kan nie met donker, weet, ek verstaan nie wat aangaan, en toe ek so kyk so na rechts, daar by die deur, son kom van die kant af toe ook, hier staan 'n ou wat amper die deur vol staan, en ek kan hom natuurlijk toe nie herken, en hy kom nader, en ek sien toe, maar my gids, hierdie ou het ek dan nog 'n paar dae terug, en ek kom so die rugby speel, teen die Cavaliers, op die televisie, en dan daar was die Cavalier toer van die 86, en Gert Smal het vir hulle gespeel, hier kom stap hy in, maar kyk hom so, hy stap met 'n kort broekie en so 'n wesie ding, wat hy aangehad het, vrokkie ding, en ek sit te kyk op so die lyf vir hom, dis net blou, alles net blou knoppe, en wat ook al, op die lyf, hy is flenters getap, kyk, hy het mekaar terug met tops getrap, jy kom maar by ou geklim het, as hy in die verkeerde kant van die skram geleed, dat jy uitgetrap, daar so niemand was omkant gewees, want as jy omkant geleed, het jou flenters getrap, daar was nooit probleme met omkant, daar die tyd gewees, jy het geweet, gaan omkant, hulle gaan vir jou daar stik en trap, en ek wonder of dit dalk die rede is, hoekom is so baie met omkant deesdae sukkel, want jy mag, die ou mag nie eens aangevat word, as in die kerk kan leer, soos dit deesdae gaan, maar hy is pimpel en pers, en net die volgende wedstryd, wat hy teen die Cavaliers speel, ek dink was die derde toets, toets was die berugte incident by Gert Smal, was die ou Gary Knight, wat toe nou met hom moeilik is, die tyd kon jy nog maar die vuiste uitgehaal, jy moet net die eerste geslaan het, maar jy kan tweede geslaan het, dan was alles reg,
Die skeieregter het altyd die eerste ou gestap, maar die probleem is, die skeieregter het altyd die tweede ou gesien, want hy sien nie die eerste ou nie, dan sien hy die ou wat slaan, wat nou net weet revenge, hy slaan nou net terug, en dat die strafskop altyd teen hom gegaan, en hierdie was nou so 'n geval vir Gerstan Pot, daar ou teen die kennebak lê, maar hy net so een arm in die lug gegooi, daar lê hy, en dis so 'n beroemde gedeelte van Gert Smal wat ek altyd sal onthou. Maar dan gaan jy sê, Gert Coetzee, of Kanye Knoetse, of Tyson, hulle het daai hom vir die eerste keer by hom gesien, en dis waar hulle daai suksesvolle boksers geword het, dankzij daai Gert Smal, hoe hy daai ou getimmer en daai ding, man, ek lag nou daaroor, maar dit is soos 'n destyd was, dit was maar deel van die rugby, jy het nie met mekaar gesukkel, jy het mekaar so net uitgesorteer, dit was nie oorgelaat in die skeieregter, nie, ons het so onder mekaar, die ding gou daar uitgesorteer, alles opgelos, skeieregter is tevrede, die manne het dit uitgesorteer, en nou is allemaal rustig, nou kan ons weer speel, so dit was ander tye gewees, en daai van Gert Smal, wat daar ou so goed timmer, Gary, ek dink Gary dit ooit in sy lewe vergeet nie, en ek wonder of hy ooit daarvan herstel.